Alles behoort aan die Here. Alles behoort aan die Here. Ons gaan hom nie vasvang in hierdie gebou of in hierdie kerk of katholieke kerk of selfs protestantse kerk. Ons gaan hom nie hier vasvang nie. Die Here is oor die hele aarde en hy sien diegene raak wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Ons is nog steeds besig met die 7de hoofstuk van die boek Handelinge. Ons het redelik gevorder met hierdie besonderse langerige hoofstuk. Maar ek dink ons het nou gekom by die 20ste vers. Handelinge 7 vers 20. Kom ons bid saam. Onse genadige God en Hemelse Vader, U het soveel wonderlike dinge wat U elke dag in ons lewens toevoeg, soveel genade waarvoor ons U net kan dank, soveel van die seëninge wat net deur ons Here Jesus Christus kom. En dit wat ons hier lees in die boek Handelinge, die seëning van die Heilige Gees, mag dit dan ook saam met ons wees vandag. Dat dit wat ons lees, dat dit vir ons sin sal maak, dat dit ons ook sal aanspreek in ons eie omstandighede. Mag ons ook daardeur verkoop word om ook self onbeskaamd getuies te wees vir die Here Jesus Christus in 'n wêreld wat nie van hom wil weet nie. U ken elkeen van hom, U kinders, en U weet wat se stryd hulle het. U weet ook hoe hulle soms toegee om nie 'n getuie te wees nie. Maar U is groot en genadig en U sien ons ook aan in daardie swakheid. En ons vra om vergifnis van ons sonde. Wees dan nou met U diensknegt en lei hom om die woorde te spreek wat volgens die mening van U Gees is. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Stefanus het sy rede hier voor die Joodse Raad, waar daar baie ernstige klagtes teen hom gebring is, deur mense wat in 'n sekere sin sy volksgenote is. Dit is die Grieksprekende Jode wat na Jerusalem opgetrek het, soos hulle al die tyd optrek. Sommige van hulle bly selfs nou permanent daar. So, en hulle is baie ernstig oor die tempel, en die klag is teen Stefanus dat die dinge wat hy sê is godslasterlik, en dit is neerhalend van die tempel en ook van die hele verbondsagtergrond van die volk. En nou begin Stefanus en hy vertel vir hulle die geskiedenis soos dit in die Ou Testament staan. En eintlik in daardie vertelling van hom is daar soms 'n subtiele teregwysing van hoe hulle dink oor hierdie dinge, maar ook dan aan die einde daarvan 'n regte direkte aanklag. In vers 20 is Stefanus nou by die gedeelte waar die volk in Egipte land was en dat Moses tevoorskyn tree, vers 20. En in die tyd is Moses gebore en hy was wonderlik mooi. 3 maande lank is in die huis van sy vader versorg. En toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem en hom as haar seun grootgemaak. En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. En nadat hy die ouderdom van 40 jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek.
En toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. En hy het gedink dat sy broer sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, maar hulle het dit nie verstaan nie. Die volgende dag het hy by hulle verskyn, terwyl hulle besig was om te veg, en hy het by hulle aangedring om vrede te maak en gesê, manne, julle is broers, waarom doen julle mekaar onreg aan? Maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Jy wil my tog nie doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het nie. En Moses het op hierdie woord gevlug en 'n bywoner geword in die land Midian, waar hy die vader van 2 seuns geword het. En toe 40 jaar verby was, het 'n engel van die Here aan hom verskyn in die woestyn van die berg Sinai, in die vuurvlam van 'n doringbos. En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder, en toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem van die Here tot hom gekom. Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. En Moses het begin bewe en nie gewaag om dit te bekyk nie. Toe sê die Here vir hom, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in Egipte is. Ek het hulle gesig gehoor en neergedaal om hulle te verlos, en nou kom hier, ek wil jou na Egipte stuur. Hierdie Moses, wat hulle verloon het deur te sê, wie het jou aangestel as owerste en regter? Hom het God as owerste en verlosser gestuur, deur die hand van die engel wat aan hom verskyn het in die doringbos. Hy het hulle uitgelei in wonders en tekens in Egipte land en in die Rooi See en in die woestyn gedoen 40 jaar lank. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here, julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek is, na hom moet julle luister. Dit is hy wat in die vergadering in die woestyn was, saam met die engel wat met hom op die berg Sinai gespreek het, en saam met ons vaders, en hy het lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Na hom wou ons vaders nie luister nie, maar hulle het hom verstoot en met hulle harte na Egipte teruggekeer. Toe hulle vir Aaron gesê het, maak vir ons gode wat voor ons uit sal trek, want hierdie Moses wat ons uit Egipte land uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En hulle het in daardie dae 'n kalf gemaak en aan die afgodsoffer 'n afgodsbeeld 'n offer gebring, en hulle in die werke van hulle hande verbly. Maar God het hom afgewend en hulle oorgegee om die leer van die hemel te dien, soos geskrywe is in die boek van die profete. Julle het tog nie aan my slagoffers en offers gebring gedurende 40 jaar in die woestyn nie, o huis van Israel. Ja, julle het die tent van Moloch opgeneem en die ster van julle God Refam en die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid, en ek sal julle aanderkant Babylon wegvoer. Die tent van die getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos hy wat met Moses gespreek het om bevel gegee het om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. En ons vaders het dit ontvang en met Josua ingebring in die besitting van die nasies wat God voor ons vaders uitgedryf het tot op die dae van Dawid, wat genade gevind het voor God en gevra het om 'n woonplek vir die God van Jakob te verkry. En Salomo het 'n huis vir hom gebou, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Soos die profeet sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus? Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie?
Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikking van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom die tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom afgestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. So dit is dan die teregstelling van Stefanus, wat op 'n baie twyfelagtige manier gebeur. Ons sal miskien nou daarby kan uitkom. Maar eers moet ons nou 'n bietjie stil staan om agter te kom wat Stefanus vir hierdie Joodse raad probeer sê. Hulle is vaders, medebroers, lees almal dieselfde Bybel. Maar in hulle teologie het daar oor die jare 'n sekere verstardheid gekom. En alles wentel vir hulle oor die feit dat hulle die uitverkore volk is, dat hulle die tempel het, dat die tempel daar by Jerusalem is, en dat hulle in die beloofde land is. En Stefanus begin algaande vir hulle wys dat dit is nie net, die beloofde land is nie die enigste land waar God optree nie. En hy wys dit uit die geskiedenis uit van die aardsvaders. Hy begin met Abraham, hy vertel van Abraham, maar Abraham is geroep toe hy nog 'n heiden was daar in Mesopotamië. En Abraham het rondgetrek van plek tot plek tot plek, en oral waar hy was die Here eintlik saam met hom gewees. En daar vertel hy van Josef, en daar het ons al klare aanduiding as hy vertel van Josef. Hier is een wat nie deur sy broers herken is nie. Ons het gesien dat Josef het spesiale drome gehad, hy noem dit nie in hierdie gedeelte nie, maar ons weet dit, Josef was in 'n sekere sin 'n uitverkore werktuig vir God, iemand wat sy broers en sy hele familie en al daai geslagte sou uitlei en op 'n nuwe toekoms plaas, maar hulle het hom nie herken nie, hulle het hom as slaaf verkoop en hy het in Egipte land geland. So Josef was ook deur die seuns van Jakob verwerp. En dan kom hy by Moses en hy staan redelik lank stil by Moses. En selfs vers 21 val 'n bietjie snaaks op die oor, né, as 'n mens lees, en toe hy weggegooi is, het die dogter hom opgeneem en hom as haar seun, die dogter van Farao, hom opgeneem en as haar seun grootgemaak. Nou, mens kry nie werklik die indruk dat Josef se ouers dat hulle hom weggegooi het nie, maar dit is wat van die Israeliete verwag was om met daardie seuns te doen, is om hulle weg te gooi. Maar al klaar daar kry 'n mens die idee van iemand wat verwerp word. En
En dan begin Moses nou op te tree op 40-jarige ouderdom, en hy verkeer onder die indruk dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, maar hulle het dit nie verstaan. Weereens, daar kry Moses die eerste keer te doen met verwerping. So ons sien al hoe meer dat die persoon van Christus en die persoon van Moses word hier vereenselwig. Hy word deur sy eie mense verwerp. Nou ons ken daardie geskiedenis en ons weet dat Moses het opgetree sonder dat hy werklik op daai stadium al deur die Here geroep was, maar nog steeds. Moses ervaar verwerping. Hy wat sy naaste onreg aangedoen het hom afgestoot en gesê, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dieselfde gedagte teenoor die Here Jesus Christus. Wie is hierdie Nasarener wat nou hier aangekom het en vir ons vertel wat die wil van God is en wat ons behoort te doen en wat ons nie behoort te doen nie en wat verkeerd is met ons en so meer. En Moses self word dan 'n bywoner, weer eens uit die beloofde land, uit Egipte land uit, ook nie in die beloofde land nie, hy is nou daar in die woestyn vir nog 40 jaar, maar ook daar in die woestyn is die Here. En ook daar waar die Here uiteindelik aan Moses verskyn, is nou interessant dat hier word gepraat van 'n engel van die Here het aan hom verskyn. Nou weet ons in die Ou Testament word daar baie keer na die Here verwys as 'n engel, of die Here kom in die gedaante van 'n engel. Al daar van Abraham se geskiedenis. En dan kan ons nou maar oplet, ek dink nou veral in die vertaling wat ek lees, is die ou vertaling, word die engel met 'n hoofletter gespel. 'n Engel van die Here, met ander woorde, dit is die Here self, het aan hom verskyn. Daar tussen iewers en nêrens verskyn die Here aan hom en bring sy hele verbondsgeslag na vore, die God van jou vaders, die God van Abraham, God van Isak. Met ander woorde, hierdie is die God wat nog altyd daar was vir sy mense. Hy was nog altyd daar. En Stefanus lê klem daarop dat daardie plek waarop Moses toegestaan het, die brandende doringbos, daar by die brandende doringbos, was ook heilige grond. Nou dink 'n bietjie vorentoe, die gedagte wat daar is, die tempel is die enigste plek. Ja. So, goed. En dan vers 35, hierdie Moses wat julle verloon het, deur te sê, wie het jou aangestel as owerste en regter, weer eens word dit herhaal, hom het God as owerste en verlosser gestuur. Nou in 'n sekere sin was Moses nou nie dieselfde verlosser as die Here Jesus Christus nie, maar hy het dieselfde werk gedoen wat die Here Jesus Christus uiteindelik gedoen het, was om sy volk uit slawerny te verlos. So, Moses word hier verlosser genoem. Deur die hand van die engel word nou weer eens herhaal in die doringbos. Hy het hulle uitgelei en wonders en tekens in Egipteland en in die Rooi See en die woestyn gedoen, presies wat die Here Jesus Christus daar gedoen het met sy bediening. Wat toe hy verwerp is, soos Moses, hy het wonders en tekens gedoen, maar hulle het hom nie aanvaar nie. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê, die Here, julle God sal vir julle profeet verwek. En nou haal hy die skrifte aan, wat selfs die Sadduseërs wat daar in die raad sit, wat hulle ook verstaan en glo, en haal daai skrifte aan en sê, maar die skrifte en Moses self het gesê, daar kom 'n profeet. 'n Profeet, nie ek nie, daar kom 'n profeet. Dis Deuteronomium 18. Die Here sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek, en na hom moet julle luister. Met ander woorde, die implikasie is, die Here Jesus Christus het daardie profeet verwek. Dit is hy, dit is Moses,
wat in die vergadering in die woestyn saam met die engel wat met hom op die berg Sinai gespreek het. En weer eens, die godsverskyning by die berg Sinai toe die wet gegee het, buite die land, die beloofde land, buite Kanaan. Ook daar het God aan Moses verskyn op die berg Sinai. En daar het hy die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Met ander woorde, baie spesiale geleentheid. Exodus 19 en 20. En dan kom die geskiedenis van die goue kalf. Waar oortree die tweede gebod, oortree die eerste gebod, hulle bou 'n goue kalf. Weereens sê die Stefanus, dis hulle wou nie na Moses luister nie. Moses het die wet gebring, hulle wou nie na hom luister nie, maar hulle het hom verstoot. Hierens kry jy daai gedagte, en met hulle harte teruggekeer na Egipte. Daar bou hulle die goue kalf. En nou 'n interessante waarneming, iets wat hier gesê word, wat ons nie net so in die Ou Testament lees nie, maar ons aanvaar dit so. God het hom afgewend en hulle oorgegee om die leer van die hemel te dien. So God se vriendelike aangesig draai weg van die volk af. Dis die ergste ding wat met enige volk, enige geloofsgemeenskap kan gebeur, is dat God net wegkyk. Ons leef daagliks in die vriendelike aangesig van God. Daai Aaronitiese seun, sy aangesig sal oor jou skyn. As God se aangesig nie meer oor jou skyn nie, dan het jy probleme. En hy gee jou oor, né? Daai Romeine 1. God gee jou oor. Sê, as jy hierdie pad wil loop, loop dit. Ek kyk aan 'n pad. Dan gaan jy los. En die leer van die hemel te dien, en die leer van die hemel is niks anders as die astrologiese gode nie. Hier word dit genoem, het word ook genoem in Jeremia 7 vers 18, en daar word gepraat van die hemelkoningin, Jeremia 19 vers 13, die volke die rook laat opgaan vir die hele leer van die hemel. So dit is wanneer ons nou Sagittarius en Gemini en Leeu en al daai dingetjies, weet jy, ek het groot geword met die huisgenoot in die huis en daar was die sterre vertel. Ek weet nie of julle dit nog onthou nie, die sterre vertel. En dan is daar allerhande voorspellings op grond van jou geboortedatum, met ander woorde wat die stand van die sterre was. En dis 'n oeroue duiwelse okkultiese praktyk, hierdie astrologie, wat jy nou nog onder ons mense kry. Jy hoor kort een sê, ek is 'n Gemini, daarom is ek so, of ek is 'n Sagittarius, of daarom tree ek so op, of wat ook al. Dis alles hierdie ou Babyloniese afgoderry, en God gee hulle oor, sê okay, loop daai pad. En dan noem hy ook, en dan sê hy vir hulle, julle het tog nie aan my slagoffers of offers gebring, met ander woorde, al hulle godsdienst in daai tyd, al die offers wat hulle bring, die Here, dit was nie vir hom nie, hy het dit nie raak gesien nie. En verder die tent van Moloch. Moloch was 'n Moabitiese god wat kinderoffers gevra het. Verskriklik wat daar gebeur het met Moloch. Moloch, as jy jou eersgebore kind aan die Moloch offer, dan sou jy geseën word, of dan sou jy in die oorlog sou jy voorspoed behaal. Ons kan baie oor Moloch aanbidding praat in die wyse waarop ons moderne samelewing met hulle aborsies en so meer eintlik maar offers nog steeds bring aan Moloch. Beelde wat hulle gemaak het om te aanbid, en ek sal julle anderkant Babylon wegvoer. Daar is 'n waarskuwing dat die volk uiteindelik anderkant Babylon weggevoer sal word, die verskriklike. Nie net sal die Here sy aangesig wegdraai nie, maar hulle sal in ballingskap gaan. En nou praat hy van die tent van getuienis, dis die tabernakel,
onder ons vaders. Die getuienis was die wet gewees wat Moses daar in die tabernakel bewaar het. Die tent van getuienis was al die tyd saam met hulle ook in die woestyn. Weer eens 'n aanduiding, God is nie net in die beloofde land nie, hy was ook daar. En dan kom hy by die bou van die tempel, 'n woonplek. En dit is nou daardie tempel, nie meer Salomo se tempel nie, maar nou hierdie magnifieke tempel wat Herodes laat bou het. En wat hulle nou as die begin en einde van al sien. Dat daai tempel, met die inwyding van daardie tempel, het Salomo 'n gebed gedoen, en mens kan dit gaan lees in 1 Konings 8. Salomo bid dat die Here hierdie hele tempelbouprojek in genade sal aansien, maar dan begin hy deur te sê, ons weet, Here, dat U nie bevat kan word in hierdie gebou nie, dat U die God is wat oor die hele aarde strek, en dat U die God is wat vir alle volke en alle nasies en alle tale is. As 'n pragtige missionale gedeelte in 1 Konings 8, daar waar Salomo bid. Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, en hoedanig die plek van my rus. Jesaja 66 sê iets soortgelyk. So sê die Here, Jesaja 66 vers 1, so sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou, en waar die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Wat 'n pragtige skrifgedeelte. Alles behoort aan die Here. Alles behoort aan die Here. Ons gaan hom nie vasvang in hierdie gebou, of in hierdie kerk, of katholieke kerk, of selfs protestantse kerk. Ons gaan hom nie hier vasvang nie. Die Here is oor die hele aarde, en hy sien diegene raak, soos ons in 1 Kronieke lees, 1 Kronieke 16, hy sien diegene raak wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Mense wat bewe en verslaas van gees, en bewe vir sy woord, wat na hom toe kom. En lees maar die psalms, dis maar 'n tema wat dwars deur die psalms kom. Die Here, ek hef my hart en hande na bowe. Jy weet, en dit dis 'n nuwe sangstem sal U lowe. Dit is so eerbiedig, so vol godsvrees en so afhanklik. En dit is die mense wat die God wat God raak sien, en vir wie hy aarde toe gekom het. Nie die wat sê ek is alright, ek het niemand nodig nie, jy weet, en ons het die enigste aanbiddingsplek, en as jy nie saam met ons in hierdie plek is nie, jy weet, dan is jy verlore of wat ook al. En moet tog net nie asseblief iets teen ons sê nie. Die Rooms-Katolieke Kerk was veral baie erg in die tyd van die reformatie, en hulle het om dieselfde rede eintlik die hervormers vervolg. Die paus, die Sint Petersburg, Rome, as jy nie daai goed in absolute eer hou nie, die wonderlikste ding wat jy kan doen is om 'n pelgrimstog na Rome te onderneem, maar dieselfde patroon wat hom weer daar herhaal het. En dan vers 51 slaan hy nou die spyker finaal in. Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Met ander woorde, hierdie hele stuk geskiedenis van die volk wat die Messias verwerp, wat Christus verwerp, wat die Here se profete verwerp, is van toepassing op hulle. En daarmee saam daardie hele tempelbeheptheid en alles wat hulle gehad het, daai selfgenoegsaamheid en so meer. En nou kan ons verstaan hoekom
hoekom hierdie mense so kwaad geword het. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige. Onthou dat die apostel Petrus ook so na die Here Jesus verwys het, van wie hulle nou verraaiers en moordenaars geword het. Natuurlik, ons kan nie die Heilige Gees regtig weerstaan nie. En ons sien dit dan ook in die verdere geskiedenis van die apostel Paulus, wat ook hierby was, maar wat nie regtig die Heilige Gees kon weerstaan nie. Daar's mense wat ons probeer die Heilige Gees weerstaan, maar die Heilige Gees is kragtig en kan nie weerstaan word nie. So, hulle was woedend, teen hom die tande gekners, en die een vertaling sê dat hulle het gevoel asof daar 'n mes deur hulle hart steek. En hulle het hom storm geloop en hulle het hom tereggestel op die klassieke wyse waarop iemand tereggestel word wat godslasterlik optree. Nou tot watter mate hulle dit binne die bestel van die Romeinse oorheersing kon gedoen het, dit is ook nie vir my nog heeltemal duidelik nie, of hulle toegelaat was om so boendo-bende aksie uit te voer, maar hulle het hom tereggestel deur die teregstelling wat die Ou Testament voorskryf vir 'n godslasteraar, en hulle het hom van 'n hoë gebou of 'n klip afgegooi en toe het hom gestenig tot hy dood is. Maar Stefanus gee getuienis in daardie tyd van die seun van die mens, Daniël 7. Ek sien die seun van die mens, ek sien die een wat Daniël geroep het aan die regterhand van God staan. En natuurlik dan nou die geskiedenis van Stefanus, van Paulus, die geskiedenis van Saulus, wat ons dan nou ook in die toekoms naderby sal na bekyk. Hy was daar teenwoordig gewees. Ek het nou die waarskuwingsteken ontvang dat ek moet eindkry.